Goeiedag luisteraars. Ek deel graag met julle oor om dieper te gaan en hoër te gaan. Om dieper te gaan het jy grawe nodig. Om hoër te gaan het jy vlerke nodig. Jou geesmens moet opstaan. Ek wil elkeen bemoedig vandag om dieper te kyk in jou eie hart. Ons wil so graag altyd ander uitsorteer, maar ons is verantwoordelik om ons eie hart te bewaak, soos Spreuke 4 vers 23 sê. Bewaak jou hart meer as enigiets anders, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Abba Vader, U is ons God, U is ons koning, U is die naam bo elke naam. Here, U is die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Heilige Gees, dankie dat U om en in ons is, dat U ons leer, ons rigting aanwys, vir ons die weg wys. U ons lei en U ons vertroos en ons helper is. Help ons vandag ook om dieper in ons eie harte te kyk. Heilige Gees, dat U met U lig deur ons sal beweeg en vir ons sal uitwys waar ons nog toelaat dat die vyand ons beperk, sodat ons nie in die volheid wat U vir ons het, beweeg nie. Raak elke oog en oor aan en elke hart, Here, om in diep goddelike ontmoetings en encounters met U te hê. Raak my tong aan met kole van vuur, Here, ek het U so nodig. Lei my deur hierdie boodskap, in Jesus naam, amen. Nou vandag deel ek met jou oor, hoe keer ek terug na Eden? Nou hoekom sê ek keer terug na Eden? Ons kan kyk in Songs of Songs 6 verse 2 and 3 in die Passion Translation, waar die Shulamite bride sê, My lover has gone down into his garden of delight. Nou, garden of delight is Eden, wat beteken bliss, enjoyment, pleasure and delight. The place where his spices grow, to feast with those pure in heart. I know we shall find him there. Dan vers 3, He is within me, I am his garden of delight. I have him fully, and now he fully has me. Ek gaan weer vir julle net hierdie vers 3 lees, en luister julle hoe mooi is dit. He is within me, I am his garden of delight. I love him fully, and now he fully has me. The garden of God is within the believer. Genesis 2 vers 8 sê ook vir ons, ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Die mens het begin in 'n tuin, gesondig in die tuin, en is uit die tuin verdryf. Genesis 3 vers 23. Jesus het gekom, hy het in die tuin van Getsemane gegaan as die perfekte man en die vrug gesmaak van ons lyding en pyn, wat Matteus 26:29 vir ons sê. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Hy is in die tuingraf neergelê, that we can become the garden of his delight. Eden is die riehelm van heerlikheid. Vra vandag vir jouself, vra vir die Here, Here, wat is dit waaroor U met my wil praat? En Here, wat is dit wat U vir my wil sê en wat U in my wil werk? Maak dan elke stukkie bymekaar, soos 'n legkaart. God kan op baie maniere met jou praat, byvoorbeeld deur skrif, deur woord, miskien 'n persoon wat iets sê wat jou hartsnare roer.
God kan met jou praat in drome, God kan met jou praat in visioene, God kan met jou praat miskien in 'n boodskap wat jy luister, en God kan met jou praat deur die natuur, daar's baie maniere hoe God met jou praat. Wees getrou en skryf neer alles wat hy met jou praat, skryf dit vir jou in 'n joernaal, kry vir jou joernaal waarin jy daagliks kan skryf. Jy kan later dan weer teruggaan daarna en dan kan jy dit weer herbesoek en weer daarna kyk. Wanneer jy woord of 'n profesie kry en alles neerpen, sal jy 'n goue draad daardeur sien loop. En jy sal sy sagte fluisteringe begin hoor deur die dag. Hoe hy homself aan jou openbaar. Skryf jou drome neer of wat hy ook al aan jou openbaar, dat hy die prentjie van jou lewe kan begin inkleur. Dat dit jou persoonlikheid, jou identiteit kan raak, en dan val religion, of soos ons sê, godsdiens. Sien hoe die Here met jou praat, moenie voet op 'n ander een se openbaring nie. Kom uit by dit wat hy in jou geplaas het, wat dalk nog toegesluit of versluier is. Die veil moet weggetrek word. Dit moet oopgesluit word wat God binne in jou geplaas het. Posisioneer jouself om teenwoordig te wees in hierdie proses. Be present in the process. Moenie die hart van intimiteit mis nie. Laat jou journey vir hom 'n delight sal wees. Ontvang wat Jesus vir jou gee. Wees oop om te ontvang en te luister. Laat dit oopgaan met die Heilige Gees wat dinge openbaar. Wees eerlik met jouself en met jou Here. Voor jou Here kan jy eerlik wees, om gesond en heel te word. Jy moet dit face, jy moet dit identifiseer. Maar is jy reg daarvoor? Hoe graag wil jy gesond word? Wat gaan regtig aan hier binne in jou hart? Maak jouself gereed dat daardie kreet in jou kan uitkom. Met die Heilige Gees gaan ons beweeg in elke hoekie van jou hart wat nie aandag gekry en mee gedeel is nie. Op die ongeneesde seer, spasies en areas wat die stikkindheid dra van pyn, verlies en trauma. So ons gaan terug na Eden, daar waar delight is, waar peace is. Terug na jou oorspronklike design, wie God vir jou gemaak het om te wees. In die plek van oorspronklike intimiteit, waar die skat van Christus binne in jou opgesluit lê. Soos 'n duif, vind jou vlug terug, keer terug na jou Vader se hart. Ons bevind onsself buite die tuin, soos Adam en Eva. Beweeg terug na die tuin, kom op hoor. Jy het 'n boodskap om uit te dra. Kom uit die plek van staknis, waar jy gelimit word. Daar waar jy vassteek, kom uit daardie beperkings uit. God het binne in jou kapasiteit geplaas. Jy is geskape in die gelykenis van God. Nou wat is hierdie image wat vir jou gegee is? Dit sluit in persoonlikheid, die kapasiteit om te worship, te aanbid, die vermoë om morele besluite te maak, jou bewuste en die vermoë om God te reflekteer. To reflect God. Genesis 1 vers 26. Then God said, let us make a man and a woman in our image to be like us. Ons is glory carriers. Jesaja 40:31 sê vir ons, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Sprei jou vlerke, vlieg hoog, ver bokant jou omstandighede. Vind jou vlug terug, om jou pad terug te vind, waar jy vandaan kom. Beweeg terug na jou eerste liefde.
Ons het nodig om dit in te oefen. You need to be trained. Net soos vliegtuie, nee? Julle weet hoe word hulle getrain om in dit in te kom. God sal jou guide waarheen jy ook al moet gaan. Jy hoef nie jou purpose, jou doel te mis nie. Gaan uit, jy is gemaak om te vlieg. Jy is 'n geesmens. Vader het kapasiteit in jou geplaas. So ons sit nie net soos 'n voël in 'n boom nie. 'n Voël is nie gemaak om net in 'n boom te sit nie. Hy is ook gemaak om te vlieg. Want ons elkeen is gemaak om uit te gaan en ons elkeen net 'n boodskap om uit te dra. Om te vloei in sy teenwoordigheid. Nou, om te vloei in sy teenwoordigheid, in sy presence, speel worship musiek byvoorbeeld vir jou en raak stil by hom en van daar af vloei jy. Loop en wandel dan met hom, soos in die tuin. Julle kan onthou, soos Adam en Eva saam met God gewandel het in die aandwyntjie in die tuin, maar ons het so gewoond geraak daaraan, om ons in ons limitations te beweeg, dat ons nie eers besef, wat die kapasiteit is, wat God in ons geplaas het nie. Wanneer jy vanuit sy presence vloei, dan lyk dinge heeltemal verskillend in jou lewe. Dit klink anders, dit is sonder moeite, met ander woorde, effortless. Jy kan die kapasiteit in jou oopsluit, waar doen ons dit? In sy teenwoordigheid. In sy teenwoordigheid, in his presence. Nou frustrasie, irritasie, vrees, verwerping, skuldgevoelens, is alles limitations. Dit is beperkings, struikelblokke, wat in jou siel is. In jou siel lê die sielswonde, en dit is waar jy bly vassteek, nee, dit is waar jy gestak bly. Ons benodig die beginsel van kava, wat die Hebreë eintlik beteken, to be intertwined. Met ander woorde, dit is om in mekaar gevleg te wees, of om vervleg te wees. Waar jy irritasie, haat, woede, ensovoorts beleef, dat jy elke koor daarvan na hom sal bring, om te vervleg met hom, en om saam met hom te wees, in intimiteit. So elke wolletjie, elke koord, elke stukkie tou bring jy na hom toe, elke seer, elke pyn, sodat jy vervleg met hom kan wees in intimiteit. Die realiteit is my frustrasie, my irritasie, en dit plaas 'n binding op my, dit limit my, dit beperk my vrede, dit beperk my vreugde, wat van my binneste kom. U is in my, en ek is in u. Jy kan dit stop, of jy kan aangaan daarmee. Jy het die kapasiteit in jou. Jy kan dit stop, en bewus word van wat binne in jou aangaan. Dat ons bewus sal raak van daardie, die awareness sal hê, to be aware of your inner state, to be aware of your emotions, to be aware of your attitude. Don't let emotions decide for you. Kom op hoor, daar in daardie realm, waar daar nie limitations is nie, daar waar jy in die volheid en vrede in daardie realiteit ingaan, 'n plek waar jou kapasiteit oopgesluit word. Vloei in die ritme van sy hart, dat hy dit vir jou sal openbaar, waar jy nog altyd miskien in beperkinge beweeg. Handelinge 17:28, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Binne in jou is areas en plekke soos 'n landskap in jou geestelik. Nou gaan ons kyk na ons innerlike landskap. En hier is areas waar vergeetachtigheid plaasvind. Ons almal vergeet soms, daar is seisoene van vergeetachtigheid, en daar is tye van vergeetachtigheid. In een seisoen kry jy baie deurbrake in jou verhouding met die Here.
maar die volgende seisoen is dit miskien weer 'n woestyntyd en dit voel vir jou of jy in die Namib is. Hier waar jy geestelike oorlogvoering doen, jy bid, daar's teleurstellings, jy voel ontmoedig, jy's moeg, jy probeer alles maar niks. En in hierdie tyd is dit so maklik om te vergeet van sy getrouheid, om te vergeet van sy goedheid. Dan vergeet ons maklik wie ons in hom is, want gevoelens maak dat jy vergeet. Jy kan selfs jou calling vergeet. As ons kyk in die Bybel na Abraham, hy kry 'n belofte van God, toe kom die counterfeit opsie en Ismael word gebore. Dan tree jy uit jou calling, uit ander woord uit sy tyd uit. Jy kan miskien 'n passie hê vir iets, maar miskien is dit nie iets waarvoor die Here jou geroep het vir hierdie seisoen nie. In 'n huwelik is dit gees tot gees, hart tot hart en siel tot siel. In gees is daar vloei, daar is understanding, mercy en grace. Daar's kapasiteit wat oopgesluit is en jy loop saam, want dit is gees tot gees. In jou siel is daar wonde, daar is merkers. Hier het jy behoeftes, jy wil in beheer wees, daar's trots, daar's woede. Hierdie merkers in jou siel veroorsaak spanning en jy veg en daar is nie vrede nie. In hierdie plek vergeet jy maklik die hart van daardie persoon, die ware kern van sy wese. Ons steek vas en sien net wat in die siel is en ons sien nie die beauty en die karakter in die hart agter dit nie. Die oes wat vrugte voortbring is volgens die vlees en nie die gees nie. Kyk in watter areas van jou lewe het jy vergeet. Dit wat jou weghou, wat jou uithou uit die kern van jou Eden design, of jou uithou uit die presence van Eden, om saam met God te wandel. Jy is gees, jy is 'n geesmens. Moenie settle vir hierdie minder emosies nie. Daar is baie beter emosies wat jy kan beleef. Dit gaan nie oor jou nie. Skuif jou fokus terug na jou Abba Vader. Bring dit in gedagtenis in hom. Daar waar ons vergeet het, is waardevolle goed begrawe. Dit moet uitgegrawe word, hoop en memories. Gaan terug op die timeline. Watter oomblikke anker vergeetachtigheid? Wat kan ek in daardie oomblikke, in daardie moments wat gewees het, wat kan daar verander word? Stap daarin en raak bewus daarvan. Wees mindful oor jou limitations. Wees mindful oor jou vergeetachtigheid, want dit maak dat jy vergeet wie jou Abba is. Dit is soos geestelike geheueverlies. Ons moet nie net leef in 'n survival mode nie. Jy probeer, jy doen jou bes, jy voel jy kom nie daar nie. Dit is onbetrokkenheid, a lack of connection, a state of disconnect, a deep lack of fulfillment in emotions. Selfs gees en siel, a lack of pleasure and delight that you feel. Vat sy hand en stap uit jou gevangenis, exodus out. Skuif jou binneste staat van vergeetachtigheid en kom in die plek van sy gedagtenis in Eden. Hier word jy gereset, gerebuild, gereframe in wat jy verloor het in jou innerlike staat. Dit is 'n staat, dit is 'n bewuswording. 'n Staat van beweeg, lewe en om te doen en om te dink. Jou Eden design. Jy is alreeds in Eden, dit is nie 'n lang tog nie, die deur is oop. Sy bloed het dit geopen. Beweeg terug na Eden. Skuif in fokus om terug te keer na die realiteit wie God jou gemaak het.
Soos jy nou die broodjie, sy liggaam en die sap, sy bloed reg kry, kan jy vir jou dan 'n plekkie vind waar jy net rustig of gemaklik kan sit en waar jy kan wees sonder onderbrekinge. Here, ek kom gee nou alles vir U. Dankie dat U ons leer hoe om oor te gee. Here, U leer vir ons how to surrender. Here, ons kom oor en oor na U toe, wat ons vrede steel en wat ons fokus steel. Dankie dat ons in U teenwoordigheid kan kom en ons kan losmaak daarvan, dat ons harte kan genees, dat die struggles, die issues, die pyn nie meer ons harte sal beïnvloed nie. Heilige Gees, help ons om te distansieer van ons emosies en gedagtes. Die realiteit is om in U te wees. Here, watter gedagtes, wat ook al opkom, gee ons nou vir U. Kyk nou na dit soos 'n wolk wat verby beweeg. Kyk na dit op 'n distansie. Dit is nie wie jy is nie. Laat dit verbygaan sonder om daarin vas te steek. Doen dit terwyl jy linger met hom. Anders steek dit in jou siel vas en dan beperk dit jou. Soos jy nou sy liggaam en sy bloed inneem, stap in die vryheid en vloei van sy teenwoordigheid. Laat hy jou nou skoon was, jou reinig, soos jy stil raak in intimiteit. Laat hy jou nou in lyn bring. Here, ek vra dat U ons by die hand sal vat, dat U die sluier van ons oë afhaal om te sien waar ons van U vergeet het. Here, waar ons U woorde vergeet het, waar ons U gees vergeet het, waar ons U hart vergeet het. Here, dankie dat ons saam met U kan uitstap, waar ons gestak het, waar ons in vassit, waar ons vergeet het om in gees te loop. Wys ons waar ons die pad vergeet het na die boom van die lewe, waar ons geoperate het in 'n minder ek, 'n lesser me, as gevolg van programmering, vrees, selfverdediging, waar ons intimiteit met U vergeet het. U het ons geroep na die threshold, wat drup met U bloed van die volmaakte een, waar ons U krag vergeet het, U krag en genade, wat vir ons genoeg is, waar ons joy vergeet het van U redding, die enjoyment van die proses. Skyn U lig op ons, Abba, en bring ons uit in U Eden heerlikheid, Your Eden glory, Lord. Dankie, Abba Vader, dankie dat U ons so lief het. Dankie vir genesing in U liggaam en in U bloed. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus naam. Amen.